Goeiedag julle, Jolande hier van die Bybel in 1 jaar. Vandag lees ons saam uit Johannes hoofstuk 6 vanaf vers 1 tot 21, waar ons gaan kyk na 2 wonderwerke. Die eerste, Jesus wat die 5 brode en 2 visse vermeerder vir 'n skare van meer as 5000 mense. En tweede, Jesus wat op die see loop ten aanskoue van sy disippels. So, kom ons begin met die vermeerdering van die brood en visse, soos ons lees in verse 1 tot 15. In verse 1 tot 9 sien ons Jesus 'n voorbereiding vir die wonderwerk. Ons sien dat daar by nou 'n groot menigte mense was wat Jesus gevolg het, omdat hulle in verwondering gestaan het oor al die wonders en tekens wat hy verrig het. Ons lees ook verder dat hierdie spesifieke wonderwerk wat op pad was om te gebeur, naby aan die Pasgafees afgespeel het. So die groot groep mense wat Jesus gevolg het, kon moontlik ook opgemaak gewees het uit Galileese pelgrims, wat op pad was na Jerusalem vir die fees. En soos ons weet, hou die Pasga verband met die uittog uit Egipte, waarna die Here die volk wonderbaarlik onderhou het in die woestyn. So wat hierdie groep pelgrims nie geweet het nie, is dat Jesus binnekort ook aan hulle guns sou bewys met 'n hemelse maaltyd, net soos wat die Israeliete dit destyds ervaar het. Kan jy jou indink hoe werklik die Pasgafees se gebeure vir hierdie groep mense moes voel, nadat hulle die voorreg gehad het om te deel in 'n soortgelyke wonderwerk? In verse 5 tot 7 lees ons hoe Jesus spesifiek vir Filippus vra waar hulle brood sou kon koop vir die groot menigte. En die rede hiervoor was waarskynlik omdat Filippus van die nabygeleë dorpie Betsaida was. Lees gerus Johannes 1 vers 45, as ook Lukas 9 vers 10, om die konteks hiervan korrek te kan verstaan. Alhoewel Jesus vir Filippus amper 'n strikvraag gevra het, was dit nie omdat hy werklik benoud was hieroor nie. Hy wou eintlik net die geleentheid gebruik het om sy disippels se geloof so bietjie te vergroot. In vers 7 sien ons dan dat Filippus die situasie baie vinnig geanaliseer het, want hy antwoord dat 200 pennings, wat omtrent gelykstaande aan 6 maande se salaris was, nie genoeg sou wees om hierdie groot menigte te voed nie. En buiten vir die geld, wie sou tog nou skielik so baie brood in voorraad gehad het? En alhoewel daar absoluut niks fout was met Filippus se wiskundige vermoëns in hierdie situasie nie, het hy een belangrike element buite rekening gelaat: Jesus Christus homself. Want by God maak ons berekeninge nie altyd saak nie, omdat hy hemelse wiskunde kan doen. In verse 8 en 9 sien ons dan Andreas se poging om te help, alhoewel hy eintlik meer paniekerig is as wat hy hulp aanbied. Tog gebruik die Here die bietjie wat ons na hom toe bring op 'n baie groot manier. Want in verse 10 en 11 sien ons hoe Jesus die skare van meer as 5000 mense voed met die klein bietjie brood en die visse wat die jong seun bereid was om op te offer. En dit is hoe groot ons God is. Want buiten dat almal gevoed is daardie dag, sien ons die oorvloed van die vermeerdering, wanneer ons in verse 12 en 13 lees, dat die disippels nog 12 mandjies vol brood bymekaar kon maak, uit dit wat onaangeraak oorgebly het. So geen wonder dat die mense onmiddellik aan Moses se woorde gedink het, wat hy in Deuteronomium 18 vers 12 gespreek het, toe hy gesê het: 'n profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister. Die mense het onthou dat hulle voorvaders manna in die woestyn gekry het. En hier kom Jesus en gee vir hulle heerlike vars brood om te eet. So, hul koneksie was nie verkeerd nie, behalwe dat hulle Jesus se roeping totaal en al verkeerd verstaan het. In verse 16 tot 21
sien ons dan hoe Johannes die vertelling gee van hoe Jesus op die see aangeloop gekom het. Die see van Galilea is bekend daarvoor dat storms sommer skielik kan opsteek. En dit is dan ook wat met die disippels gebeur het terwyl hulle probeer oorvaar het. Markus 6 vers 48 gee vir ons kosbare ekstra konteks tot die gebeurtenis. Waar ons lees dat Jesus nie vir 'n oomblik sy oog van sy disippels afgehaal het nie, terwyl hulle gewroeg het om oor die water geroei te kom nie. En omtrent 5 of 6 kilometer in hulle vaart in, gewaar die disippels dan iemand op die water aankom, onwetend dat dit Jesus was. Markus 6 vers 49 kom verduidelik weer eens wat gebeur het. As ons lees dat die disippels gedink het dat dit dalk 'n spook was wat na hulle gestap gekom het. Maar so eie aan Jesus se karakter, stel hy hulle onmiddellik gerus met die woorde: "Dit is ek, moenie vrees nie." En in vers 21 lees ons dat die disippels Jesus in die boot ingenooi het en dat hy hulle veilig aan wal gebring het. Net so is dit vir elkeen van ons wanneer die storms van die lewe woed. Jesus is altyd naby om ons te hulp te snel, maar slegs as ons hom in ons situasie innooi, gaan hy ons veilig na die ander kant van die storm kan neem. So mag elkeen van ons hierdie boodskap in ons harte vasmaak, want iewers gaan die storms van die lewe gebeur. Die vraag is net, gaan ons Jesus innooi, of gaan ons dit self probeer deurmaak? Mag julle elkeen 'n geseënde dag hê. Totsiens.